700 jaar voordat dit wat ons hier voor ons sien, het daai profesie uitgegaan. Want die vraag is, hoe het ons hier geland? Hoe is dit dat ons op 'n plek kom waar ons iemand se gruisame moord op so 'n manier moet kom vier? En die antwoord lê binne in daai gedeelte in Jesaja 53, wanneer hy die volgende sê. Hy sê, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou as een wat geplaag deur God, geslaan en verdruk was. Maar hy was ter wille van ons oortredinge deurboor. Ons oortredinge. Ons oortredinge. En dis wat ons gebring het tot op hierdie punt, is die feit dat ons as mens van die begin af, het ons hierdie kwaal gehad, het ons hierdie stuk eie wysigheid binne in ons gehad, om te doen wat ons wil, om te maak soos ons wil. En dis daai oortredinge van ons, wat aanhoudend ongehoorsaam was, wat ons gebring het tot op hierdie punt. En ek dink almal van julle het al, vir verskeie jare was jy al by baie sulke dienste gewees, en jy het al baie sulke boodskappe gehoor. Maar vanoggend wil ek met jou so 'n stukkie van 'n pad stap, en ek gaan so een of twee goeters bly uitwys, wat ek hoop jou 'n idee gaan gee van hoe hierdie God se gevoelswêreld, hierdie groot God wat liefde is, wat ons geskaap het, hoe sy gevoelswêreld op die blaaie van ons Bybel neergelê word. En ek wil begin met 'n storie waar dit in die begin het. Ons het hierdie week wat verby is, het ons in die aande hier by mekaar gekom en ons het 'n bietjie gepraat oor offers vir jou. En ons het so 'n bietjie gesinspeel op die feit dat hierdie tyd van die jaar in die sekulêre wêreld, wanneer dit Paasfees is, dan is al jou groot supermarkte en almal wat in retail is, hulle bied vir almal verskriklike goeie offers vir mense om winskopies te kan kom koop. En ons het so 'n bietjie op dit gesinspeel en gesê dat ons dieselfde houding wil inneem om vir mense voor te hou van die offers wat God vir ons gegee het. En hierdie storie begin in die tuin van Eden. En dis vir julle almal baie bekend toe Adam en Eva die kroon van God se skepping was, en het hulle in die tuin rondgewandel het, en hulle was besig om te leef, en hulle het gedoen wat die Here vir hulle gesê het, en dit is bewerk die tuin, en God het vir hulle 'n opdrag gegee. En hy het vir hulle gesê, julle kan van alles in die tuin kan julle eet, maar daar's een boom wat julle nie van mag eet nie, en julle mag selfs nie eens aan daai boom raak nie. Die boom van kennis van goed en kwaad. En ons lees die blaaie van die Bybel, en terwyl ons lees, sien ons hoe dat die vyand kom, en hy kom versoek vir Eva, en hy kom met 'n manipulasie, en hy sê vir hoorie, het God regtig gesê dat julle niks van enige bome mag eet in die tuin? En sy sê vir hom, nee, dis nie wat God gesê het nie. Hy het gesê, ons kan van al die bome eet, maar ons mag net nie van daai boom mag ons eet nie. En hy gaan en hy raak in 'n gesprek met haar betrokke, en hy begin om met 'n slinkse manier gesofistikeerde argumente te gebruik, om haar te oorreed om die opdrag wat God gegee het te oortree. En in hierdie gesprekvoering kleer hy vir haar hierdie storie so in, en hy kleer vir haar die voordeel in van wat dit gaan wees wanneer jy daai vrug gaan eet van daai boom, en hy begin sin speel op God se selfsugtigheid.
Wanneer hy sê die enigste rede hoekom God nie wil hê julle van daai boom moet eet nie, is dat hy bang is julle gaan soos hy wees. En vir een of ander rede slaan hy 'n snaar en dit fascineer. En die Bybel sê sy het na hierdie boom gekyk en na die vrug gekyk en sy het gesê, wow, dis amazing om na hierdie vrug te kyk, want dit lyk lekker om te eet en dit lyk asof dit my baie wys kan maak. En sy praat met haarself en in hierdie selfgesprek is sy besig om in te katrol en sy is besig om in te neem en in te vat wat die vyand vir haar sê en hy dryf haar oor die randjie en sy vat die vrug en sy eet. En sy gee vir haar man en die Bybel sê toe hulle eet, toe gaan hulle altyd sy oë oop. En in die gesprek wat die vyand met haar gehad het, het sy vir hom gesê, maar God het gesê, as ons van hierdie vrug eet, sal ons sekerlik sterf. En hy sê van, nee, julle sal nie regtig sterf nie. En sy glo die leuen, die halwe waarheid. En toe sy en Adam van hierdie vrug eet, gaan hulle oë oop, maar hulle sterf nie. Hulle altyd staan nog op hulle voete. Kyk mekaar nog, maar skielik is die kyk iets anders, skielik is daar 'n kyk van skaamte, want vir die eerste keer sien hulle dat hulle naak is, en hulle skaam hulle vir hulle self. En die oomblik toe dit gebeur, het Adam en Eva nie morsdood neergeslaan op die vloer, en hulle het letterlik gesterf nie, maar skielik het daar 'n sterf gekom in hulle verhouding met God. Skielik is die belangrikste ding wat hulle verloor het, was hulle onskuld. Tot op daai stadium het hulle geen benul gehad van goed of kwaad nie. Hulle het nie benul gehad van sonde en van ongeregtigheid nie. En vir die eerste keer is hulle onskuld weg. En die onskuld wat hulle gehad het, is verlore. En daar sterf iets anders binne. En hulle van daai dag af het daar skielik 'n vervaldatum op hulle lewens gekom. God het hulle geskaap om vir ewig in 'n verhouding met hom te wees. Van daai dag af het die proses van sterf in hulle liggame begin. Fisies, maar ook in hulle verhouding met God. En die eerste ding wat met hulle gebeur toe hulle oë oop gaan en hulle sien hulle is naak en hulle besef, o gats. Dus die eerste ding wat hulle doen is, hulle gaan kruip weg. En in hierdie wegkruip sê dit vir jou iets, dit staan nie so geskryf in die Bybel nie, maar ons almal ken daai gevoel, ons almal weet wat met jou gebeur, wanneer jy iets gedoen het wat jy nie moes nie. Jy gaan kruip weg. Jy skaam. En die Here loop rond in die tuin, en hierdie is sy woorde. Ons lees dit in Genesis 3, en julle kan dalk vir my net opsit. Genesis 3 vers 9 sê, toe roep die Here God na die mens, en sê vir hom, waar is jy? Sê so 'n bietjie vir iemand langs jou, waar is jy? Ons sien hierdie ding sien ons in ons alledaagse lewens, as jy by die huis aankom en jy het 'n klein hondjie, en jou klein hondjie het iewers droog gemaak, hy het 'n kussingstukkend geskeer, of hy het iewers gepiepie teen 'n bank waar hy nie moes nie. As jy by die huis inkom, dan sien jy onmiddellik dit in die hond se gedrag. Amen. En wanneer jy by die huis kom en jy het klein kinders, en hulle het gedink hulle het vir jou 'n wonderlike kunswerk gedoen, en 'n hele sak mieliemeel op die kombuisvloer uitgegooi en prentjies geteken, en hulle besef na die tyd, o, gata patata, dan sien jy dit in hulle houding. Maar hier kom God en hy loop rond en hy soek die mens. En hy vra, waar is julle? En hier is die eerste ding wat ek vir jou wil uitwys vandag. Dit sê vir jou hoe intiem God se verhouding met Adam en Eva was. Die Bybel beskryf dit dat hy in die koel wyntjie het hy gestap. En hy het rondgeloop. En ons neem aan die gewoonte was, terwyl hy geloop het, het hy hulle iewers ontmoet op 'n plek.
En dan het hulle met mekaar gesels, en hulle het gepraat, en daar was interaksie, daar was verhouding gewees. Nou loop God na die plek toe, waar hy dalk gewoond is om hulle te ontmoet, want ons almal het mos so 'n spesiale plekkie waar ons graag spesiale mense ontmoet. En hy kom daar, en hulle is weg. En hy roep, waar is jy? En in hierdie roep hoor jy, daar's 'n soeke. Ek soek my kinders. Ek soek my skepsels. En as jy die storie verder lees, dan kom Adam skaam, kom hy na vore en kruip weg. En Here, ons kruip weg, ons is naak. Ons kan nie voor U kom staan soos wat ons altyd gedoen het nie. Ons het oortree. En die Here sê vir hom die volgende. Hy sê, wie het vir jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van hierdie boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Dis waar die heel eerste sonde plaasgevind het. Is die bevel was verontagsaam. Hulle was nie gehoorsaam gewees nie. Dis waar die heel eerste oortreding in die Bybel voorkom. Het jy geëet van hierdie boom wat ek jou beveel het, dat jy nie mag nie? En hier antwoord die mens hom, hy sê die vrou wat hy vir my gegee het, sy het my van hierdie boom gegee om te eet. En daarop sê die Here aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En ons almal ken daai reaksie ook. Wanneer jy wel by die huis instap en jy sien wat het jou kind gedoen, of jy sien wat het die hond gedoen, en wanneer jy daar aankom en iemand iets gedoen wat hulle nie moes nie, is ons eerste reaksie nog steeds vandag, maar wat het jy gedoen? En daai uitspraak van die Here sê vir my, die gewig van wat hy nou probeer sê, van wat nou hier plaasgevind het. Verstaan jy, Eva? Besef jy, wat het jy so pas gedoen? Verstaan jy, wat het jy veroorsaak? Kan jy vir 'n oomblik dink, wat gaan die kettingreaksie wees van hierdie besluit wat jy nou geneem het, omdat jy verlei was? Omdat jy 'n leuen geglo het? Omdat jou liste jou oortuig het, dat dit beter is om ongehoorsaam te wees, as wat dit is om na my te luister? Verstaan jy wat die gevolge gaan wees, nie net vir jou nie, maar vir die mensdom? Wat het jy gedoen? Vertel die storie altyd, wat ek nooit uit my kop uit sal kry nie. Ek dink is 2013-14 het Oscar Pretorius, die meisie wat hy op daai stadium gehad het, het hy al doodgeskiet. En dit was in die nuus en dit was verskriklike opslae gemaak, maar daar's 'n beeld in my kop wat ek nooit sal uitkry nie, en dit is, lyk my nadat die insident gebeur het, het hy met hierdie meisiekind teen die trappe afgestap, en sy hele liggaam is vol bloed, en hy het onder by die huis gekom en probeer om haar lewe te red, en sy sterf, en die polisie kom daar aan, en die fotograwe kom daar aan, en hulle begin foto's neem, en daar's 'n foto van hierdie verslaafwese, met 'n lyf vol bloed, en jy sien die spyt op sy gesig. En jy kan hoor hoe skree hy vir homself, wat het ek nou net gedoen? En in hierdie storie begin die Here met hulle praat, en die Here begin om 'n plan te maak om herstel te bring in sy verhouding met hulle. En soos wat die storie loop, kom dit, en julle almal ken, hulle het vir hulle vyeblare gemaak, en die vyeblare het nie gewerk nie, want dit het gedurig verwelk, en hulle moes gedurig weer gaan pluk om nuwe vyeblare te kry, om hierdie naaktheid, hierdie sonde te bedek, hierdie skaamte wat hulle het,
om net ontslae te raak van dit, maar die vye blaar hou nie. En ons sien op 'n gedeelte waar God sê, en die Here het vir hulle rokke van vel gemaak om aan te trek. Dit staan nie in jou Bybel geskryf nie, maar as ons terugkyk van hier af soontoe, dan is die aanname wat ons maak, dat daai vel moes van iewers afgekom het. Dis nie 'n vel wat God net geskaap het nie. Iewers moes God in sy tuin rondgeloop het, in hy skepping rondgeloop het, en hy moes gaan soek vir iets, wat sy lewe hy kan neem, om vir Adam en Eva 'n permanente bedekking kan gee. En ons sien die heel eerste verwysing van waarna ons vanoggend sit en kyk. En nadat God dit vir hulle gegee het, en hulle kon aangaan, en hulle kon lewe, en hulle kon doen wat hulle moes, en hulle sonde bedek is daar 'n snaakse ding wat gebeur, nadat hulle dit aangetrek het, hierdie Here hulle uit die tuin uit gejaag. Uit sy teenwoordigheid uit. Julle kan nie meer hier binne woon nie. Hierdie plek wat ek vir julle voorberei het, het hy hulle weggestuur, en hulle moes buite die tuin gaan leef. En ons sal dink, dat as jy hierdie storie lees, want daarna sien ons Adam en Eva het kinders gehad, 'n Abel en 'n Kain, en jy sal dink dat in hierdie storie is daar 'n les geleer. Maar helaas nie, want hierdie selfde ding herhaal hom met hulle kinders. En die storie loop hoe dat Kain en Abel elkeen vir God 'n offer moes gebring het, en toe hulle die offers na die Here toe bring, toe aanvaar God Abel se offer, en hy verwerp Kain se offer. En vanoggend gaan dit nie oor hoekom en waarom en wat nie. Die punt wat ek wil maak is, Kain vererg hom. Hy strip hom. Hy's buite homself van woede. Want Here, hoekom is my boetie se offer goed genoeg? Hoekom aanvaar jy sy offer? En myne verwerp jy? Hoekom? Is my boetie beter as ek? Is dit omdat hy die eerstgeborene is? Typies, wit broodjie. En in hierdie woede by werk hy homself op. En hy begin gedagtes kry. En ons het by Eva se storie gesien, wie is die een wat hierdie gedagtes kom begin plant? So dieselfde een wat met haar besig is op daai oomblik met Kain besig. En hy begin in sy gedagtewêreld begin hy werk. En hy begin karring. En hy begin prentjies wys. En hy praat oor goed soos onregverdigheid. En hy noem goeie soos voortrekkery. En hy praat en hy kou en hy kou en hy kou. En Kain begin saamstem. Hy sê, maar dit is so, jy's reg. Nee, jy's reg. Nou dat ek daaraan dink, jy weet, as ek so terugkyk na ons lewens, dan sien ek vandat ons kinders was, is hierdie mannetjie die blue eye boy gewees. Jy weet, hy het weggekom met goeders. Jy weet, ek is nie so bevoorreg soos hy gewees nie. Daar was altyd meer genade vir hom gewees. En dit dryf hom tot hierdie daad, waar hy sy boetie vermoor. Slaan hom mors dood. Na daai tweede sonde wat gepleeg is, gebeur daar 'n snaakse ding. Genesis 4, vers 8, en Kain het met sy broer Abel gepraat, en dat hy in die veld was, en Kain het teen sy broer Abel opgestaan, en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, vir Abel, toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? In die tuin van Eden, toe hulle die sonde gepleeg het, en hulle gaan wegkruip het God hulle weer kom soek. Waar is julle?
Hier sien ons in hierdie gedeelte, kom God en hy vra weer, waar is my seun? Hierdie soeke van 'n pa na sy kind. En Kain antwoord hom, ek weet nie, is ek nou my broer se wagter? En hoor wat sê vers 10. Wat het jy gedoen? Klink dit bekend? Kain, wat het jy gedoen? Besef jy, wat het jy veroorsaak? Besef jy, wat het jy nou net gedoen? So dieselfde storie wat met sy ouers gebeur, herhaal in hulle lewens. So daar's 'n patroon wat besig is om gevorm te word, en die aanname wat jy kan maak is, dat ons sukkel om gehoorsaam te wees. Ons sukkel om te luister. Ons luister eerder na die leuen as wat ons na die waarheid sal luister. Ons sal eerder die vader van die leuen glo, as wat ons God die Vader sal glo en gehoorsaam. En 'n snaakse ding gebeur met Abel, of met Kain. Hoor wat doen die Here met hom. En hier van vers 11 af, daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond, wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal jy dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'n Swerwer, 'n vlugteling sal jy wees op die aarde. En daarop sê Kain vir die Here, my skuld het te groot om te dra. Kyk, u verdryf my nou uit u land uit, en ek moet my verberg van u aangesig. Wat het hy met Adam en Eva gedoen? Uitgedryf. Nou sê Kain, Here, u doen nou dieselfde met my. U dryf my uit. So die verhouding wat daar was, kan nie meer wees nie. Die God wat gesoek het, is nou dieselfde God wat sê gaan. Hoekom? Want wat het jy nou gedoen? Van daar af sien ons hierdie geskiedenis. Van daar af bou dit op. Die mense vermeerder. Die mense word baie. Die aarde word al hoe voller en voller van mense. En dan kom maar 'n gedeelte by 'n man met die naam van Noag. Hier in Genesis 6. En die Here gaan in verskriklike detail in om te vertel hoe hy op daai stadium voel oor die mensdom. Hierdie wesens wat hy geskaap het, met wie hy in 'n diep verhouding wou gestaan het. Hierdie wesens wat hy gemaak het, wat die appel van sy oog was. Hierdie wesens wat hy gemaak het, wat hy gehoop het om 'n diep en intieme verhouding met mekaar te hê. Daar's 'n vrou wat 'n boek geskryf het 'n paar jaar terug, Wendy Alec. En sy het 'n boek geskryf en is 'n fiksie wat gebaseer is op die Bybel. En die storie het gegaan oor Lucifer, Michael en Gabriel, die 3 engele. En die storie het gesê dat hulle 3 broers was. En sy vertel so 'n bietjie diep ver terug in die verlede in, voor dit wat ons nog gelees het in die Bybel. En sy praat hoe dit moes gewees het vir hulle terwyl hulle broers in die hemel was, wat 'n wonderlike plek en wat 'n wonderlike verhoudings hulle met mekaar gehad het. En in dit verduidelik sy hoe dat elkeen van hulle gelyk het, en veral Lucifer, en sy beskryf hom hoe wonderlik en hoe fantasties hy was. As jy die Bybel ken, sal jy weet dat hy sê dat hy was die een wat daar was, wat die hoof van die aanbidding was. Hy was die engel gewees. Hy was 'n wandelende musiekinstrument gewees. As hy beweeg het, dan het hy sy liggaam, sy wese lof aan God gebring. En die storie gaan oor hoekom het daar rebellie in die hemel plaasgevind. En of dit waar is of nie wat sy sê, maar dis iets om aan te dink. En haar redenasie is, terwyl God met hulle besig was om in 'n verhouding te staan, het God dit goed gedink om die mens te maak. En die mens het hy gemaak as die appel van sy oog. Die mens het hy gemaak as die kroon van sy skepping. En die verhouding wat God met die mens gehad het, is wat volgens haar fiksieboek die duiwel rasend gemaak het.
Dit het Lucifer van sy kop afgemaak, want hy kon nie glo, hy kan nie dink dat God iets anders geskaap het wat met hom sou kon kompeteer nie. Dat God iets anders liewer sou kon hê, meer dieper in 'n verhouding sou weer gehad het as wat hy met hom gehad het. En is in daai oomblik wat die wrywing begin het. En is in daai oomblik waar hy in opstand gekom het en rebels geraak het. Of dit waar is of nie, dit gee my 'n indruk en dit gee my 'n idee hoe God oor ons moes gevoel het as sy kinders. Hoe daai verhouding wat hy met ons gehad het, so gereflekteer was, dat hy, wat die mooiste en die wonderlikste was, gerebelleer het. God kom by Noag, en hy praat met hom, en dit is 'n gedeelte hier in Genesis 6, en ek gaan vir jou lees hier van vers 5 af. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was, het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het. En daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg. Die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. So tussen al hierdie teleurstelling, ek weet nie of jy dit kan hoor nie, maar jy hoor God se diep spyt wat hy het oor hierdie mens wat hy gemaak het. Oor hierdie wese wat hy geskaap het, saam wie hy in diep verhouding wou staan, saam wie hy in die tuin gewandel het, in die koel van die naglig. Jy hoor God, jy hoor sy spyt. Ek wil hulle verdelg. Ek wil ontslaa raak van hulle. Hulle maak my naar. Ek is spyt. Hulle harte is net vol boosheid. There's nothing good in them. Ouens, kan jy hoor, God het 'n versadigingsvlak bereik. Kan jy hoor, hy's klaar. Ons het in Afrikaanse stelling, ons sê jy's keelvol. Hy het genoeg gehad van die mens se ongehoorsaamheid. Dit het begin in die tuin by Eva, dit het oorgedra na haar seun Kain toe, en van daar af het dit eksponensieel net gerol en ons het erger en meer boos en ongehoorsaam geraak. Maar een ou tussen hulle almal het uitgestaan, was 'n Noag. So tussendeur al hierdie mense was daar iemand gewees wat God gevrees het. Tussen hulle almal deur, tussen hierdie groot teleurstellings, was daar iemand gewees wat geregtig geleef het. En julle sal leer en onthou dat God het 'n offer gemaak vir Adam en Eva om hulle sonde te bedek. En ons sien dieselfde gebeur by Noag, nadat hy die aarde verwoes het, nadat God dit met reën, julle ken die storie, alles en almal vergaan het, en net Noag en sy seuns en hulle vrouens op die ark oorgebly het God gesê, ek gaan 'n reset, ek gaan van voor af begin. Uit jou uit Noag, uit jou uit, gaan ek weer begin. God, jy kan hoor, God het hom beteel, dat hy nie totaal en al alles verwoes het, en almal verwoes het. En Noag, kan julle lees hier in hoofstuk 8, hier van vers 20 af. En Noag het vir die Here 'n altaar gebou, vir al die reindiere en al die reinvoëls geneem en brandoffers op die altaar gebring, en die Here het 'n lieflike geur geruik, en hy het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie. Want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. En ek sal nie verder met die mens
hierdie lewende wesens tref, soos wat ek gedoen het nie. Jy sien God sê, ek gaan oorbegin met jou, bring daai offers, kom ons kanselleer, ons bedek dit van die verlede, ons maak dit toe, dis agter ons begin voor. Maar God sê nog steeds, van ons jeug af, is daar net niks goeds in ons. En reg deur die Bybel is dit die patroon. Dis die patroon van ons lewens. Dis wie ons is, dis wat ons is. Jy kan nie sit vanoggend en sê, "Jesus Dion, weet jy, ek is eintlik 'n goeie mens," dan wil ek vir jou sê, jy het absoluut niks goeds in jou nie, want elkeen van ons sit met daai ding binne in ons. Ons sit met daai defek wat net sonde wil doen. En dis hoekom die Bybel sê, almal van ons is skuldig voor God. Almal van ons het oortree. Maar daai bou op, en dit bou op, en dit bou op. En ons sien die offers het gekom, en ons sien dat hierdie offers wys na iets spesifiek toe. God sê, daar gaan 'n dag en 'n datum opbreek, of aanbreek, waar ek vir eens en vir altyd gaan seker maak dat die mens nie meer hoef te loop onder die las van hulle al ewige sonde nie. Want God het iewers, het hy 'n plek bereik, so versadig soos wat hy was, vir ons slegheid en ons geneigtheid tot rebellie, hoor ek iets anders. Ek hoor by God 'n versadigingspunt van alleen wees. Hoor hoe dat God sê, ek wil nie sonder julle wees nie. Ek hoor as ek sien die offers wat hulle die hele tyd moes bring, dan sien ek hoe dat God sê, maar ek wil julle eintlik terug hier by my. Dis hoekom die offers daar was, dis om die sonde te bedek, maar die bedekkings was net tydelik gewees, want geen ongeregtigheid kon in sy teenwoordigheid kom nie. En die offers het gemaak dat vir 'n tydjie was ons aanneemlik gewees. Want daai roep in die tuin is nog steeds vandag dieselfde, en dit is, waar is jy? Waar is jy? My seun, my dogter. Waar is julle? En as jy die storie van ons mensdom kyk, dan lyk dit vir my asof die Here, hy's altyd bereid om iets anders te laat betaal vir dit wat ons gedoen het. Hy's altyd bereid om iets anders op te offer om ons tog net nog 'n kans te gee. Maar al daai offers in die Ou Testament was net gedeeltelik. Dit kon net 'n gedeeltelike werk doen. Selfs die leerrokkie wat God vir Adam en Eva gemaak het ook maar 'n sell-by date gehad. Hy het ook maar iewers vergaan. Nou vra ons, Here, hoe het ons hier gekom? En ons almal ken die storie van hoe dat Jesus die aand met sy disippels gesit het. En toe hy by hulle sit, toe het hy vir hulle gesê, ek het verlang om hierdie maaltyd saam met julle te vier. En hy het die brood oopgebreek. En onthou, hulle het nie idee gehad wat Jesus besig was om te doen nie. Hulle het net gedink, dis nog 'n Paasfees wat hulle kom vier. Net nog 'n fees wat hulle vier, dat God die bloed van die lam op die kusyne gesit het, sodat God oor hulle kon verbygaan, sodat hulle nie getref word met die dood van die eerstgeborenes nie. So vir hulle was dit net nog 'n fees. Nie een van hulle besef, wat was God besig om te doen? Wat was Jesus besig om te doen, toe hy vir hulle gevra het om hierdie mooi tafel te gaan dek nie? En by hierdie ete het ons almal gelees, waar hy die brood geneem het, en hy het dit gebreek. En een van hulle het besef dat hy is besig om 'n profetiese handeling nie voor hulle te doen nie. Hy is besig om vir hulle te sê, sonder dat hy vir hulle sê, dis wat nou binnekort met my gaan gebeur. Hierdie, soos wat ek hierdie brood skeer, soos om my liggaam geskeer word.
En hy het gegaan en hy het hierdie beker gevat. En hierdie beker het voorgestel sy bloed wat gestort sou word. En hy het die beker gevat en hy het vir hulle geskink en hy het vir hulle gesê, neem eet. En toe hy dit klaar gedoen het, toe staan hulle op en hulle beweeg weg. Hulle beweeg na 'n plek toe, Getsemane. En ek wil vir jou ietsie speel en ek wil jy moet bietjie oplet wat gebeur daar, want dit gaan vir ons hierdie hele storie na 'n punt toe bring van wat hier gebeur het. As jy die storie ken, dan sal jy weet daar was 'n worsteling in Jesus se binneste aan die gang oor iets verskriklik spesifieks. Jesus se groot pleidooi aan sy Vader was: asseblief Pa, laat hierdie beker by my verbygaan. Nou, terwyl ons met hierdie voorbereiding besig was, het ek vir die eerste keer in baie jare het ek verstaan regtig wat is dit? Wat was Jesus se issue met hierdie beker gewees? Hoekom het hy gevra dat die beker by my moet verbygaan? Hoekom het hy sy disippels gevra kom bid saam met my, want ek is angstig tot die dood toe. Ek is vreesagtig vir wat vir my wag. Maar hy bly melding maak van hierdie beker. Asseblief Pa, laat hierdie beker net by my verbygaan. Hierdie beker. Wat is die storie met hierdie beker? Hoekom is hy so bang vir hierdie beker? Wat is daar in hierdie beker wat Jesus Christus voor probeer vra, laat dit my tog net verbygaan? What is in that cup? What is he fear? Wil jy met 'n stukkie saam met my gou lees in Jeremia 25. Julle gaan sommer op die bord kry, skus, julle hoef nie te blaai so. Want so het die Here, die God van Israel vir my gesê, neem hierdie beker, sê so 'n bietjie beker. Neem hierdie beker van wyn van grimmigheid uit my hand en gee dit om te drink aan al die nasies na wie ek jou stuur. Volgende ene. Dat julle kan drink en waggel en rasend word weens die swaard wat ek onder julle instuur. En ek het die beker uit die hand van die Here geneem en aan al die volke laat drink na wie die Here my gestuur het. Naamlik Jerusalem en die stede van Juda en sy konings en sy vorste, om hulle te maak 'n pynhoop, 'n voorwerp van verbasing, van bespotting en van vervloeking, soos dit vandag is. Daai beker wat Jesus gevrees het, is die beker van God wat sy woede binnekant in is. Sy grimmigheid. Soos wat ons gelees het met Noag, waar hy gesê het, ek kan nie meer nie, ek is op. Sien jy hoe dat van daar af, het ons stadig maar seker, het ons begin om hierdie beker van die Here, stadig maar seker, weer te begin volmaak met ons ongeregtigheid, met ons ongehoorsaamheid, met ons sonde. Wat is daai sonde? Dit is ons gesyp, dis ons gekuier, dis ons oneerlikheid, dis ons oorspel, dis ons gelieg, dis alles wat ons doen, wat ons wil, soos ek wil, wanneer hy begeerte in my hart kom, wanneer die vyand vir my kom lieg, dan luister ek doen soos ek wil, niemand sal vir my sê nie, ek wil die lekker lewe leef, al daai goed, sê hy, het hy beker van God weer volgemaak. En hy sê vir die profeet, stuur hierdie beker vir die nasies, laat hulle drink, laat hulle dronk word op hulle plesiere, laat hulle waggel, kom, hierso, gee. En dit is daai beker, wat Christus geweet het, hy sou moes drink. Elke vuil stuk sonde, elke vuil stuk ongeregtigheid. En ek wil jou guns doen, of 'n guns vra, ek wil van julle ouens vra, wil van julle nie 'n slukkie vat van daai nie. Proe bietjie daar. Proe so bietjie. Stuur aan.
Proe so 'n bietjie. Kom nou, ons is mos bang vir niks. Ons is mos die manne. Jy luister, kom. Vat 'n slukkie. Ag, Craig, won't you have some? Pas so 'n bietjie daar agter na John toe, hy's bang vir niks. Ek ken daai man. Hy skrik vir niks. Vat 'n ou slukkie daar, John, kom. Nie een van julle nie. Niemand nie. Nie een braaf genoeg nie. Kom, wie is die van julle ouens wat sê, ek drink en eet enige ding? Jy moet nie net ruik nie, jy moet 'n slukkie vat. Johan, jy lyk soos iemand wat skrik vir niks. Veronica, wil jy try? Hy kom en hy sê, pa, asseblief, groot asseblief, hierdie beker wat die sondes van die wêreld, die kwaad is binne in hierdie beker gesimboliseer. Asseblief, pa, asseblief net nie hierdie beker nie. Maar enigiets anders, maar asseblief net nie hierdie beker nie. Want Christus besef die oomblik as hy hierdie beker drink, dan begin Jesaja 53 in sy lewe waar word. Vir ons ongeregtigheid gaan hy dan deurboor word. Ons sonde sal hy op hom moet neem. Hy gaan sonde word vir jou. Daar's 'n gedeelte wat sê dat dit God behaag om hom te verbrysel. Die skuld wat na jou toe moes kom en na my toe moes kom, het hy op hom gelaai. En Jesus het geweet, hy kan nie net 'n slukkie vat nie. Hy kan nie net en dan sit hy dit neer nie. Hy moes daai beker vat en hy moes hom leeg drink. Elke druppel van daai beker, van God se woede, van God se kwaad. Hoekom? Omdat jy en ek skuldig is. Omdat ons aanhou om nie te luister nie. Omdat ons aanhou om te doen wat ons wil. Omdat die mensdom nie na God wil luister nie. Nie sy goedheid wil aanvaar nie. En hierdie aanhoudende oortreding veroorsaak die volgende. God begin 'n skuldbrief uitreik teen jou en my. Daar's 'n gedeelte in Kolossense 2 wat sê dat hierdie skuldbrief is uitgeskryf. Hierdie skuldbrief is uitgereik aan elkeen van ons. Almal van julle wat hier sit, het so 'n skuldbrief gehad. Dit beteken, dis 'n IOU, dit beteken, dit is soos 'n, wat is hy ding wat hulle vir jou in die pos stuur as jy oortreding begaan het? 'n dagvaarding. Dit beteken, jy is alreeds skuldig bevind, somebody came to collect the debt. Iemand is op pad om die skuld by jou te kom haal. Daai dood wat jy moet betaal vir jou oortredinge, daai straf wat jy moet kry, dis hierdie brief. Elkeen van julle sit met so 'n skuldbrief. Elkeen van ons het so eene gehad. Die vraag is, hoe raak ons ontslaaf van hom? Hoe raak ons ontslaaf van hierdie skuldbrief? En dis wat ons sien, dat Christus Jesus vir ons wys wat in die tuin gebeur het, toe hy daai beker begin drink het. Ons sien, dat in daai tuin, moes hy daai beker drink, om God se woede weg te vat. Maar terwyl hy besig was om daai beker te drink, en die proses van dit plaasgevind het, met die marteling, en met die gesel, en met sy liggaam wat uitmekaar uitgeskeur is, was daar 'n ander beker wat besig was om volgemaak te word. En dit is die beker van sy bloed. Soos wat hy beker van oordeel leeg gedrink het, so is die beker van sy genade volgemaak.
Die een beker was vol van God se kwaad en die ander beker is vol van God se vergifnis. Die ruiltransaksie wat plaasgevind het was, hy het gesê, ek sal die kwaad drink, ek sal die oordeel drink, en al wat hy vir ons as mensdom vra, is asseblief, drink die beker van my genade. Want in hierdie aksie hoor jy hoe dat God nog steeds na jou en na my toe roep, soos wat hy vir Adam en Eva geroep het, en hy vra, waar is jy? Waar is julle? My kinders, waar is julle? Jesus uiter hierdie woorde en hy sê, hierdie pa van my het julle so lief gehad, in julle sonde, het hy julle so lief gehad, dat hy my gestuur het, om julle te kom haal, sodat niemand verlore mag gaan nie. Jy hoor daai roep van God die Vader wat sê, my seuns, my dogters, kom huis toe. Kom huis toe. Ek maak nou 'n plan, ek sit nou iets in werking, ek maak nou voorsiening, sodat die van julle wat van hierdie beker van my genade drink, nooit weer, maar nooit weer skuldig hoef te voel nie. Nooit meer hoef te gaan wegkruip nie. Nooit meer onder die las van die vrees van die dood hoef te lewe nie. Al wat ek jou vra is, kom drink net van hierdie beker. Drink net van hierdie beker. Ek wil vir jou graag 'n ander brief wys wat geskryf was. Hierdie brief van hierdie aanklagte teen ons, wat veroordeling gebring het, wat gesê het, jy is skuldig, jy verdien die dood. Daar is 'n ander brief ook geskryf. En ek wil graag hê julle moet gou saam met my kyk. Hoe klink daai? Dis hoe hy gereply het op hierdie brief. Dis sy reply vir dit gewees. En daai gedeelte in Kolossense sê, dat hy het hierdie brief gevat, hierdie aanklag staat teen ons. Nou het ek my spyker hier verloor. Hy sê, hy het hom gevat, en hy het gegaan na die kruis toe, hy sê, al die aanklagte teen jou, daai wat die aanklaer van die broeder gebring het, daai een wat vir Eva in die tuin verlei het, daai een wat vir Kain tot moord gedryf het, daai een wat gewerk het om my beker van woede en kwaad vol te maak vir julle. Hy sê, ek het daai brief gevat, en ek het hom op daai kruis vasgeslaan, en hy het gesê, that debt has been paid. Jou skuld is betaal, my boetie en sussie. My vraag aan jou vanoggend is dit, is wat het jy gedoen? Wat het jy gedoen wat bygedra het tot Christus wat hierdie dood moes sterf? Wat is jou aandeel gewees? Wat is daar wat jy gedoen het, wat jou medepligtig gemaak het tot God se woede wat hy op sy seun moes uithaal? Wat het jy gedoen? Want die een wat die vraag vra, het nou verander. Dis nou die vyand wat by jou en by my kom stil staan en vir jou en vir my wil kom vra. Maar wat het jy gedoen? Wat is dit wat jy gemaak het? Wat het jy gedoen wat gedryf het dat hy op die kruis moes sterf? En dis wat God vanoggend wil hê ek en jy moet hoor, is dat nie wat het jy gedoen nie. Jy moet vanoggend hoor hoe dit hy soos vir Adam en Eva aan die begin gesê het, waar is julle? Waar is julle? Kom met jou sonde, kom met jou ellende, kom met jou seer, kom net, al wat ek vir julle vra om te doen is, kom drink net van hierdie beker, kom proe net, toe proe my, kom proe my genade, kom voel my, wanneer my bloed jou sonde weg was, skoner maak, hierdie rooi bloed, maak jou wit so sneeu. Waar is jy?
Waar is jy? En dis wat ek by jou wil los vanoggend. En ek wil jou vanoggend vra, my boetie en sussie, kom drink van die beker van sy genade. Hy het 'n brief vir jou geskryf, wat sê, jy's aanvaarbaar. Wat sê, as jy na my toe kom, maak ek jou heel, maak ek jou gesond. As jy na my toe kom, gee ek jou 'n splinter nuwe lewe. En hoekom praat ons hier oor vanoggend? Ons praat hier oor vanoggend, omdat selfs ons wat gered is, geneig is om te vergeet. Ons vergeet dat ons daai beker van genade gedrink het. Partykeer luister jy nog so na die stem van die vyand, en hy laat jou nog skuldig voel, en hy laat jou nog sleg voel, oor wat jy gedoen het. Hy laat jou nog rondloop met daai las van hierdie beker wat jy gehelp het om vol te maak. En vanoggend moet jy hoor hoe dit die Here vir jou sê, it's finished. Jou verlede is agter jou. Dis klaar, dis voorbetaal. Ek dink nooit weer daaraan nie. Al wat ek wil hê is, jy moet as my seun en my dogter, moet jy terugkom, dat ek weer soos met 'n Adam en 'n Eva, saam met jou kan begin wandel. Dis sy begeerte, dis sy beheptheid met jou as sy seun en sy dogter. Hy soek jou terug by hom. Hy wil met jou intiem verkeer. En ek gaan jou vra, dat ons gaan hierdie tafel, gaan ons nou gebruik. En Jesus het gesê dat ons hierdie moet doen, so gereeld as wat ons by mekaar kom. En ek gaan jou vra, terwyl jy na van hierdie stasies toe beweeg, daar's een daar, ek dink daar's een daai kant, en daar sal een, en daar een daar agter. As jy soontoe gaan, dan gaan ek jou vra dat jy gaan besef, van watse beker drink jy? Here, dankie dat ek nie hoef te drink van daai beker wat Jesus gedrink het nie. En julle sal sien, daar is 'n heelbrode, en ek wil hê, as jy gaan, skeer vir jou 'n stukkie af. En dan sien net vir hom, Here Jesus, dankie, dat U die woede van God op U gevat het. Dankie, dat ek dit nie hoef te betaal het nie. Dis wat ons vier. Ons is dankbaar. Ons is dankbaar vir wat hy vir ons gedoen het. It is finished. En dan wanneer jy jou kelkie vat, en jy drink, dan sê Here, dankie vir hierdie beker van genade. Dankie dat ek nie meer hoef te bekommer oor die skuldbrief nie. Maar dankie dat ek vry is, om as 'n seun en 'n dogter in 'n verhouding met U te staan. Is dit reg so? So net daar wees vir 'n oomblik, maak net jou oogies toe. Ons sê net dankie, Heer. Ons sê net dankie. Ons sê net dankie. Dankie, Here Jesus. Here Jesus, dankie dat U daai beker gedrink het. Dankie dat U kans gesien het. Dankie dat U geweet het, dat toe U daai beker drink, het die proses begin van sonde wat op U klim. Die oomblik toe U begin het om daai beker te drink en te sê, ja Vader, ek sal nie my wil nie, maar U wil, het die infeksie van sonde, het die infeksie van siekte begin om in U liggaam pos te vat. Het dit begin om U te infiltreer, het begin om sonde te word vir ons. Here Jesus, dankie dat van daai oomblik af was U baie bewus gewees, dat wanneer U op daai kruis vasgespijker is, dat selfs jou pa sy gesig gaan wegdraai van U af. Dat selfs God die Vader van U af moes wegdraai, omdat U so deurtrek was met sonde. Ons sê vir U dankie, Here Jesus.
Dankie, Here Jesus. En nou gaan ek jy vra, nou kan jy self gaan help met hierdie nagmaal asseblief. Baie dankie.